Goeiemôre Impak familie, dis lekker om weer vandag saam met te kuier. Ons kyk weer hierdie week na ons tema van Sondag. Die tema van Sondag was jy kan kies. Nou dit klink baie snaaks, jy kan kies, maar jy kan kies of om God te vertrou dat die journey wat hy met jou stap, jou op die einde van die tyd gaan bring op die bestemming wat hy vir jou droom, of jy kan kies om jou eie kop te volg en die probleem partykeer is dan hardloop ons partykeer deur glasdeure vas en dinge werk nie vir ons uit nie. Die ander kant daarvan is, as ons kies om die Here te vertrou met ons journey, moet ons weet, dat daar gaan baie keer goed gebeur op hierdie journey na God se drome oor ons lewe toe, wat ons nie gaan verstaan nie, ons dalk nie van gaan hou nie, ons dalk oor gaan wil redeneer, maar die dag as ons kies om God te vertrou, dat hierdie journey wat hy met ons besig is, hy eintlik eindbestemming in gedagte het. Dan kom hierdie skrif in Jeremia 10 vers 23, so mooi in perspektief, waar hy sê, ek weet Here, mense se lewens is nie hulle eie nie. Niemand het beheer oor wat met hulle gaan gebeur nie. Dan as jy werklik waar kies om God in jou lewe te sit en sy plan vir jou lewe in vervulling te bring, dan besef jy, en kom jy by die plek van besef dat ek is eintlik nie in beheer van my lewe nie. Ek weet eintlik nie wat aangaan nie. En dan gee dit jou die vertroue om te sê, Here, ek vertrou jou. Al gaan ek deur donker tye, al gaan ek deur moeilike tye. Spreuke 16 vers 9, mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. Konne gaan ons volgende bietjie vertel sy journey en hoe al hierdie goed wat met hom gebeur het, om eintlik gebring het op die bestemming, of op die pad na die bestemming wat God vir hom het. Ja, gits man, toe ek begin werk het in my lewe, ek het begin swat, het ek biokinetika geswat, en ons het in die gimnasiums begin werk, en daar deur my gimnasiumtye het ek die Here ontmoet, en besef dat my lewe nou nie heeltemal gaan soos wat ek veronderstel is om te gaan nie. En ons het dadelik begin om kursus te doen en by te woon, om net nader aan die Here te kom, meer van hom te verstaan. Dis ook waar my pastorale studies begin het, maar oorspronklik het ek biokinetika geswat. En ons is besig om in die gimnasiums te werk, en op 'n stadium het ons 'n tak van ons eie oopgemaak. Ek was die manager daar gewees, en dit het goed gegaan, daar in Pretoria, en op 'n stadium so 'n paar jaar later, toe maak ons nog 2 takke oop. En dit was bietjie te vinnig gewees. En toe ons weer kry, toe moet die takke toemaak. En ek het so hier in Maart se stadium het ek nog my klein huisie, 'n townhouse daar so in Kempton Park gekoop, want dinge was besig om goed te gaan. En 3 maande later het ons nie meer werk nie, het ons nie meer inkomste nie. Sure. Maar deur daai tyd het die Here altyd gesê bediening. En mense wat in die gimnasiums by ons was, groot besigheidsman het nogal gesê, hoor jy, as jy ooit klaar maak by die gym, kom na ons toe, ons wil jou gebruik, in ministrie, een of ander facet. En ek begin mense bel, en een na die ander sê hulle, hierdie is nie nou die regte tyd nie, hierdie is nou 'n goeie tyd nie, dinge het nou hier by ons ook gebeur. En daar sit ek sonder 'n inkomste, sonder werk, met 'n townhouse wat ek nou net gekoop het. En dit gaan vir 6 maande aan. Die Desember gaan ek see toe, Port Edward, ek gaan na 'n vriend van my se pa toe, hy's 'n pastoor daar gewees by die AGS Kerk in Port Edward. En nog eens sit ek daar, ek is bietjie in 'n depressie, die Here hoor my nie, die Here sien my nie, ek kry nie antwoord van die Here, maar jy het gesê, en hier sit ek, en ek weet nie waar ek is in my lewe nie, ek weet nie waartoe ek op pad is nie, en ek begin so blaai deur die koerant daar in Port Edward, want dit is mooi by die see. Ek sê, ek het niks daarbo nie, so hoekom kan ek nie na toe trek nie? En wat gebeur daarso is dat ek sien niks werk in Port Edward nie, maar daar's plekke waar hulle sê in China en Korea kan jy gaan teach. Jy kan gaan Engels teach. Ek sê ek kan dit doen. Baie mense doen dit. Ja, en hulle maak goeie geld. Ja. En ek bel die ou. Hy sit in die UK en ons begin onderhandel. En ek gaan Januarie, ek gaan terug Kempton Park toe, daar na my townhouse toe, en ons onderhandel, en die vroukie van Korea bel my. Wat die skool daar so het, wat sê, sy wil hê ek moet na hulle skool toe gaan. En dit is nogal interessant geweest, want ek kon nie verstaan wat sy regtig sê nie. Ek het maar geantwoord op wat ek gedink het sy vra, want daar was definitief 'n taalbarrier geweest, en 2 dae later bel hy my terug en sê, maar hierdie vrou wil jou hê, sy like jou, dis amazing, dis 'n miracle op sy eie. Ek is op pad Korea toe om Engels te gaan teach, en die Vrydag voordat ek nou vir die ou sê, yes, boek my kaartjie, dis daar net iets in my hart, wat sê, wag net gou, wag net gou, en ek sê vir die man, hoor die maat, gee my tot maandag toe, Ja. Sondag aand 8:00, tik ek my e-mail, sê, stuur maar die kaartjie. Ek is op pad. En dan teken jy jouself vas vir 2 jaar.
En soos wat ek enter wil druk vir die eerste keer in my geestelike lewe, en ek kan nie vandag vir jou sê, was dit binne my hart, was dit in my kop, was dit duidelik, I don't know, maar die woorde kom op. Jy het gesê maandag. Ek het nie geweet die Here kan sarkasties klink nie. Dis seker hoe hy geweet het hy tot my toe gaan deurdring. Ja. Jy het gesê maandag, maar ek wip myself klaar. Soos in, wat's die verskil? Ja. Of ek hom nou stuur, of ek gaan slaap en hom môreoggend stuur, wat is die verskil? En vir 'n tweede keer is die enigste woorde wat deurkom is, jy het gesê maandag. En ek maak die rekenaar toe, ek sit omdat ek sê, is fine, ek gaan nou slaap. 'n uur later, 9 uur, bel my vriend uit Kimberley my uit. Hy sê vir my, hoorie, ek land môreoggend op Jan Smits. My lift het my sopas gedrap. Kyk hoe die Here daai ook georganiseer het, laat sy lift hom moet drap. Hy sê, kan jy my kom haal, met Pretoria toe vat? En by the way, die Here sê, moet nog niks doen nie, ek moet eers met jou praat. Sure, En hulle bied my 'n werk daarso aan, wat my deurgesien het in die begin van die ministry. 6 maande later het ek by die kerk begin met die jeug ook, so ek het 2 werke begin hardloop en die Here het my hele koers daarso verander, net deur 'n oomblik, 'n uur. Binne 'n uur. En die crucial deel daarvan was, ek meen, jy was nie al happy met die proses nie. Dit was hartlik. En dis half die kern van Spreuke 16. Ons beplan ons koers en dan die oomblik as daai ons van koers af op ons koers af gedruk word, want dis baie keer wat die Here doen. Hy druk ons van ons koers af, van ons plan af om op die einde van die dag by sy eindbestemming te kom. Dis die moeilike, irriterende, frustrerende deel. En dis waar jy die kies deel moet kom. En sê, Here, ek het gekies om jou te vertrou. Al maak dit nie sin nie. Al maak dit nie vir my enigstens sin op hierdie oomblik nie. Jy sien nie die sleg daarvan. Het die Here jou tog gebring. En waar is jy vandag? Presies waar hy my wou gehad het. Presies waar hy wou gehad. En hy kon die Here se stem geïgnoreer het en gekies het om sy eie koers te volg en Korea toe te gaan. Jy kon nog gekies het. En ek kon ook al sulke besluite gemaak het en ek sal Vrydag bietjie daaroor gesels. Ons kon almal al ons eie koers beplan het. En dan sou ons, ek wou amper sy siel ongelukkig gewees het, want jy sal nooit in jou siel gelukkig kan wees as jy nie doen wat die Here jou gesê het. Ek weet ons al met die impakgroepe daaroor gepraat, as jy nie in die plek is en grootse plan met jou lewe nie, wil ek vir jou sê, dis 'n sielsongelukkige plek. Jy dalk baie meer geld, jy dalk 'n lekker huis, maar jy is sielsongelukkig. Maar die oomblik as jy doen wat God jou voor geskep het, voor jou gekreë het, dan is dit anderste. Daar's 'n vrede in die middel van 'n storm. So dis waar jy en ek moet kies. Dat ons koers nie God se koers troef nie. Dat ons bly fleksibel genoeg om daai verandering te kan doen. As God ons van koers afdruk, ons half geneem moet wees en sê, Here, alles werk te goeie mee, omdat ons in U vertrou. Dalk is dit jou challenge vandag. Dalk voel jy word so 'n bietjie van jou koers afgegooi. Dalk voel jy is nou 'n bietjie in 'n rigting wat jy nie meer gemaklik is nie. Vertrou die Here. Of kom ek vra die vraag, vertrou jy die Here genoeg om jou deur hierdie krisis te vat, deur hierdie onsekerheid te vat en sy plan in jou lewe te sit? Maak dit jou gebed vandag. Maak dit jou gebed, sê Here, help my om, kan ek amper sê op die passasierskant in te klim van hierdie voertuig en vat jy my na die bestemming wat jy vir my lewe het, wat jy vir my droom. Want daar is die eintlike geluk, is om te wees waar God wil hê moet wees. So moenie jou distraction vandag sien as jy sleg nie. Dalk is God net besig om daai distraction te gebruik om jou guns te tel. Want alles werk te goeie mee. Ons praat Vrydag weer.